Broers en susters, goeiemôre. Ek groet vir julle elkeen in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar. En gewoonlik weet 'n mens nie wat so 'n jaar vir jou gaan inhou nie. Dit kan goed wees, dit kan minder goed wees. Dit kan aan ons geweldige uitdagings bied. Nou baie keer in die begin van 'n nuwe jaar, dan voel 'n mens so 'n tinteling van opgewondenheid binne in jou. Hier's nuwe geleenthede, nuwe uitdagings. Dit jong mense wat klaar gemaak het met skool en begin werk. Dit kinders wat die eerste keer skool toe gaan. Dit kinders wat hoërskool toe gaan, kinders wat universiteit toe gaan. Party mense wat aftree. En party wat nie weet wat om met hulself te doen nie. Nou, miskien is jy huiwerig en angstig oor wat op jou wag. Maar ek dink ons almal sien uit na hierdie nuwe jaar. God leer vir ons dat ons nie nodig het om bang en onseker oor die toekoms te voel nie, want hy is in beheer. Hy hou ons vas en ons is veilig in sy hande. So kom ons doen 'n gebed saam voordat ons uit die woord van die Here lees. Hemelse Vader, hier aan die begin van 'n nuwe jaar, wat aan ons groot uitdagings, maar ook nuwe geleenthede kan bied, is ons opgewonde en dankbaar om te kan erken en bely dat U die Almagtige ons God is, ons hemelse Vader wat elkeen van ons vashou in U hande, wat ons nooit alleen los nie, wat ons nooit in die steek laat nie. Ja, Here, U weet wat die toekoms vir ons inhou. En U woord sê vir ons dat U wil goed is vir al U kinders. U laat alles ten goeie meewerk vir die wat U liefhet. En daarom kan ons met vertroue vooruitkyk na nuwe geleenthede en nuwe uitdagings. En ons is opgewonde en dankbaar dat ons hierdie pad saam met U kan aanpak en weet dat U elke tree saam met ons gaan loop. En ook as daar donker dae mag kom, dan laat U ons nie in die steek nie, U hou ons steeds styf vas. U lei vir ons, U bewaar ons, U seën vir ons. Dankie vir U woord waaruit ons kan lees, wat ons kan bestudeer en waardeur ons vir U al hoe beter kan leer ken. U woord wat ons help om al meer op U te vertrou. Here, lei vir ons vanoggend deur die Heilige Gees as ons uit die woord lees en daaroor nadink. En ons bring aan U die lof en die eer en die dank in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons maak vanoggend die woord van die Here oop by Openbaringe hoofstuk 1 en dit gaan oor die terugkom van Jesus Christus. Ek gaan nie al die verse lees nie, maar kom ons luister wat die Here vir ons sê. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. En die mense wat dit hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Genade en vrede vir julle van Hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons, het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan Hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Dit beteken dat as ons geseënd wil wees, dan moet ons nie net lees en hoor nie,
Ons moet doen wat die Bybel sê en dit toepas in ons lewe. En dit sien ons nou veral as ons teruggaan na vers 3. Geseënd is die een wat die woorde lees, die mense wat dit hoor, wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, met ander woorde, wat gaan toepas. Moet dit nie net oordink nie, want die eindtyd is naby. En nou lees ons so 'n stukkie van die brief aan die gemeente aan Efese, Openbaring 2. Skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie in my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek die ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat God se woord hoor en dit deel maak van jou lewe. Die Bybel, God se woord, God se boodskap aan ons, is vol van die wonderlikste beloftes. As die mens dit mooi gaan lees, dan gaan jy oral in die Ou Testament en in die Nuwe Testament wonderlike beloftes teekom. En die Bybel sê dat hierdie beloftes kan in elkeen van ons se lewe gerealiseer word en bewaarheid word. Nou ons weet dat die Bybel sê ons lewe in die laaste dae. En daar gaan baie lelike dinge en ernstige dinge gebeur voordat Jesus kom, om te kom haal wat syne is. Maar ek wil nie vanoggend met u gesels oor al die verkeerde en die lelike dinge in die wêreld nie. Ek wil fokus op die beloftes en die seëninge wat God met ons wil deel. In vers 3 het ons gelees, geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. En die mense wat dit hoor en wat dit doen, wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Volgens die Bybel leef ons reeds in die laaste dae. Daar gaan kommerwekkende dinge gebeur. Ons gaan hoor van oorloë en gerugte van oorloë, van opstande, van onluste, van Christenvervolging, van lyding, van swaar kry, van rampe, van teëspoede. En ons sien en ons hoor dit in die wêreld. Maar ek wil fokus op die positiewe dinge, op die beloftes en God se seëninge. As ons aan die Here vashou en op hom vertrou, dan is ons geseënd. Dit is wat vers 3 vir ons sê. Ons kan uitsien na die koms van Jesus. Ons hoef nie bang te wees daaroor nie. Nou 3 weke terug het ons Kersfees gevier. Die Seun van God het mens geword. Wat beteken dit vir ons? Jesus het gekom om te soek en te red, nie om te veroordeel nie.
Nie om te straf nie. Nie om te kritiseer nie. Om seker te maak dat jou verhouding met God heeltemal reg kan wees. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dis reeds bewys van God se geweldige liefde vir ons. Jesus het gekom om namens ons, in ons plek, my plek en jou plek, die prys vir ons sonde daar in 'n kruis te gaan betaal. Openbaring 1 vers 5 en 6. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Die belofte van God se liefde. Danksy Jesus se offer in die kruis is ons losgekoop van sonde en die straf vir sonde. Want die Bybel sê daar is geen ander manier waarop ons gered kan word nie, as deur iemand wat volmaak is, wat sondeloos is, en dis slegs die Seun van God wat aan daardie kwalifikasie voldoen. 'n Goeie lewe, harde werk, opoffering, geld en donasies vir arme mense in die kerk gee, nee, dit kan ons nie red nie. Die offer van Jesus Christus alleen. Petrus skryf, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Jy is reeds losgekoop om aan God te behoort. Jesus het ons losgekoop van die ewige dood. Want die Bybel sê die loon wat die sonde gee is die dood. Elkeen van ons is 'n sondaar en as jy in sonde lewe en in sonde sterwe, dan wag die ewige dood op jou. Maar danksy die offer van Jesus kry ons vergifnis, vryspraak, die gawe van die ewige lewe. So God het aan ons die gawe van die ewige lewe gegee. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Maar meer nog, God gee nie net aan ons hierdie gawe nie, die ewige lewe, hy neem ons as sy kinders aan. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Ek glo dis alles teksgedeeltes wat vir u meer as bekend moet wees. God het ons toegerus met die Heilige Gees, wat ons help en ons lei om die regte besluite te kan neem. Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur en vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees sal julle lei en leer en herinner aan wat Jesus vir julle gesê het. Die Heilige Gees gee vir ons krag. Hy gee vir ons wysheid om probleme te trotseer en te hanteer op die regte wyse. In Handelinge 1 sê Jesus, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dit het natuurlik gebeur op Pinksterdag. En dan Jakobus vul aan, as een van julle wysheid teekom. Jy het 'n probleem wat so groot is dat jy nie weet wat ek kan doen nie. Jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, jy weet nie hoe om dit op te los nie, en jy is bekommerd en jy is besorgd en jy weet nie wat nou nie. Sê Jakobus, as enige van julle wysheid kom, moet hy dit van God bid. En God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Vertrou op die Here. Dis die uitnodiging wat Jakobus vir ons hier gee. Kom met alles wat seer maak, alles wat saak maak, alles wat onrustig maak, alles wat jou bekommerd maak, alles wat jou laat sleg slaap. Kom na God en vertel dit vir hom, en God gee oplossings en antwoorde. En by God is niks onmoontlik nie.
Partykeer bid 'n mens en dan dink jy, ag, wat help dit? Die Here gaan seker nie luister nie. As jy met so gesindheid bid, dan gaan God nie antwoord nie. Ons moet met volle vertroue, volle oorgawe na hom kom en met hom deel wat nodig is. God het so ver gegaan dat hy 'n verbond met ons as mense gesluit het. 'n Verbond is 'n ewige ooreenkoms wat nooit gebreek kan word nie. Dis nie soos 'n huis wat jy koop en dan kanselleer jy die kontrak nie. Of 'n motor wat jy nie meer kan afbetaal nie en jy kanselleer die kontrak. 'n Verbond kan slegs met die dood beëindig word. En toe God met Abraham die verbond gesluit het, het God self in die vorm van 'n vuurvlam tussen die karkasse van die diere wat oopgeslag is deurgegaan en daardeur gesê, ek die ewige God plaas my bestaan op die spel dat ek nooit my beloftes aan julle sal breek nie. Maar God het Abraham aan die slaap laat raak. Want as Abraham deur daardie paadjie gestap het en hy het 'n fout gemaak, moes God hom uitgewis het. So God kom en sê, ek is 'n God van genade, ek weet julle gaan foute maak. Maar gee vir julle 'n kans. En dan gee nog 'n kans en nog 'n kans. By elke slag moet ons na Jesus Christus gaan en ons sonde bely. En ons moet breek daarmee en lewe binne die wil van God. God het beloof dat hy vir altyd met ons sal wees, deur ons ganse lewe. Dat hy ons styf vashou, dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. En Jesus self ook het beloof, onthou ek is by julle altyd daar, tot die volëinding van die wêreld. Altyd daar, al kom daar ook al wat op ons pad. Moet nooit dink, God het jou in die steek gelaat nie. Maar ek bid in die dak vas, die Here luister nie. Waar is hy? Nie aan die ander kant die dak nie. Ek het hom in my lewe ingenooi, hy is binnekant. So ek hoef nie te dink, ek bid ver nie, God hoor nie. Hy ken my diepste gedagtes. Hy weet alles wat ek nodig het, nog voordat ek dit vir hom kan doen. So Paulus skryf vol vertroue. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet. Die wat volgens sy besluit geroep is. So wat sê Paulus hierso? God het 'n goeie plan en 'n doel met elkeen wat vir hom liefhet. En hierdie wete gee vir ons moed en hoop vir die toekoms. Ons is nie bang vir die uitdagings wat voor ons kan lê nie, want ek is veilig in die hande van die Here. Paulus sê in Handelinge 20, die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat God aan al die gelowiges as erfdeel beloof het. God se woord is magtig om ons op te bou. Dit beteken ek moet dit lees. Ek moet dit bestudeer. Ek moet weet wat daarin staan. Ek moet weet waar staan dit. Dat as ek bemoediging nodig het, dan kan ek gaan soek daarna. En as ek staat maak daarop, ek vertrou daarop, ek pas dit toe in my lewe, dan kan ek hierdie seëninge ontvang wat God vir ons gee. So ek met die Bybel begin toepas in my lewe soos dit daar staan. Ek gaan terug na die Ou Testament toe. Gaan lees 'n bietjie by die huis Deuteronomium 28. Hoe God 'n hele klomp beloftes vir die Israeliete gee. En ek glo ons kan dit ook op ons toepas. As jy luister na die Here jou God, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou lewe verryk. Jy sal geseënd wees in die stad. Daar tussen ander mense, daar waar jy werk, daar waar jy beweeg elke dag. Jy sal geseënd wees in die oop veld as jy ook daar moet beweeg. Jou nageslag sal geseën wees. In die opbrengs van jou lande, in die aandeel van jou diere, jou kalweroes en jou lammeroes sal geseënd wees. Jou oesmandjie en jou knieskottel sal geseënd word. Jy sal geseënd wees waar jy ook al gaan.
Die Here sal jou vyande wat jou aanval vir jou laat vlug. Hulle sal uit die een rigting teen jou opruk, maar talle rigtings voor jou uitvlug. Die Here sal die seën beveel om oor jou te kom, oor jou graanskure en oor alles wat jy aanpak. Die Here jou God sal jou seën in die land wat hy aan jou gee. Maar daar is voorwaardes aangekoppel. Gehoorsaam, glo, vertrou, lewe binne die wil van die Here. Wees gehoorsaam, doen wat hy van jou vra. Vertrou hom in alles wat jy doen. En jy toegang tot al die seëninge wat hy vir ons gee. Maar mense, die Bybel sê ons is uit genade gered. Dit is nie my werke wat my gaan red nie. Onthou dit. Dit is steeds God se genade, maar my toewyding, my lewe is bewys van die erns die binnekant in my. Vertrou die Here in alles wat jy doen en hy sal vir jou lei. Terug by ons teksvers. Geseënd is die een wat die woorde van hierdie profesie lees. Die mense wat dit hoor en ter harte neem wat daarin geskrywe staan, want die eindtyd is naby. Nou moet ons nie dink maar hierdie goed is nie vir nou bedoel nie, dis eers dalk vir eendag. Nee, dit is vir nou bedoel. Dis nou reeds geldig. Ons is reeds geseënd. Ons kyk weer mooi na hierdie woorde. Geseënd is die een wat doen wat die Here sê. Paulus skryf Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Heilige Gees wat daar in die hemel is. Paulus is so seker van ons is reeds geseënd dat hy in verlede tyd skrywe. Dit het reeds gebeur. God het ons in Christus geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. Hy het reeds die pad na die hemel vir ons oopgemaak. Hy het reeds aan ons vryspraak gegee van sonde as jy bely het en gebreek het met sonde. Hy het reeds vir jou as kind aangeneem, hy het reeds vir jou die gawe van die ewige lewe gegee. So dit is nie dinge wat nog gaan gebeur nie, dit het reeds gebeur. Wat is die implikasies van ons? Ons kan al ons spanninge, al ons probleme aan God oorgee. Leer om op die Here te vertrou. Hy het die antwoord en oplossing oor enige iets wat op ons pad kan of mag kom, hoe sleg of hoe lelik dit ook kan wees. Ons het nodig om te leer om te volle op God te vertrou en daarom, as daar slegte dinge in my lewe gebeur en ek is hartseer en ongelukkig, vertel dit vir hom. En hy sal vir ons sy vrede gee wat die Bybel sê groot is, dat dit alle verstand te bowe gaan. Ons kan dit nie ten volle verstaan nie, so groot is dit. Wat is die implikasies van ons? Met al die seëninge wat God reeds vir ons gegee het. Ons is vry om voluit vir God te kan lewe. Ek kan my hele lewe aan hom wy en hy gaan my nog meer en meer seën as in my toewyding sien. Ons is vry om vir God te getuig. Om sy liefde met ander mense te deel. Of hulle te vertel hoe wonderlik goed die Here vir my is en hy wil dieselfde vir jou doen en vir jou en vir jou. As jy op hom vertrou. As jy jou lewe aan hom oorgee, as jy bereid is om gehoorsaam te wees. 'n Mens sou verwag dat iemand wie se skuld afgeskryf is, wie weet ek is skoon gewas met die bloed van Jesus, God gaan nie meer my sonde en my foute in die verlede teen my hou nie, want dit is verby, daar's betaal daarvoor. Mens sou dink dat so iemand geweldig opgewonde en dankbaar gaan wees.
En dat ons dit vir ander gaan vertel. En dis wat Jesus van ons verwag. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Met ander woorde, vertel vir hulle van my wat ek kom doen het. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sluit hulle in die verbond met God. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En broer en suster, jy het nie nodig om dit in eie kragte te gaan doen nie. Die Here beloof dat hy die hele tyd met ons is. Hy beloof ons dat hy ons krag gee. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, daar waar jy bly, sowel as in die hele Judea, Gauteng, hele Samaria, die res van Suid-Afrika dalk en tot aan die uithoeke van die wêreld. God stel sy krag tot ons beskikking deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Hy het ons reeds met die Heilige Gees toegerus. Daardie dag wat jy vir Jesus as verlosser aangeneem het, het jy die Heilige Gees ook ten volle ontvang. Dit is nie dat hy nog eendag moet kom nie. Ons moet getuies wees. Wie kan vir my 'n definisie gee van wat is 'n getuienis? As 'n mens in 'n hofsaak is en jy's 'n getuie, dan moet jy vertel presies wat jy gesien en gehoor het. Jy mag nie stories opmaak nie. Jy getuig van dit wat werklik gebeur het. En dit is wat ons ook moet doen, om te vertel wat Jesus vir my kom doen het. Baie mense sê die idee van getuienis is om te sê, jong, weet jy, ek was die vreeslikste sondaar, en ek was soveel jare in die tronk, en ek dit en dat verkeerd gedoen, en nou praat jy van hoe vreeslike mens jy was. En die boodskap is eintlik net, God het sy genade aan my bewys. Hy het vir my vrygemaak van sonde. Ons is vingers wat heenwys na Jesus Christus. Ek moet nie kom in myself op die voorgrond stel oor wie en wat ek is nie. Iemand het getuienis gedefinieer as 'n bedelaar wat vir 'n ander bedelaar gaan vertel waar kan hy gratis brood in die hande kry. Is dit nie mooi vergelyking nie? Want elkeen van ons is eintlik maar 'n bedelaar. Ons het nie God se genade verdien nie. Ons het nie verlossing verdien nie. Ons het geen prestasie om op terug te val buiten wat Jesus vir ons gedoen het nie. So ek is niks anders as 'n bedelaar wat met ander bedelaars deel waar God vir ons brood gee nie. Die brood van die lewe. Vir een of ander doel vind Christene dit ongemaklik om te getuig. Baie bly stil. Hulle vertel vir niks aan niemand nie. Ons wil geheime Christene wees. Baie Christene hou die boodskap van verlossing selfsugtig net vir hulle self. Hulle is nie gepla daaroor dat 'n ander iemand sonder Jesus kan doodgaan en vir ewig in die hel gaan deurbring nie. Nee, ons is so besig met ons eie lewe, ons eie dinge, ons eie sake, ons eie belange. Ons is nie gepla oor die mense rondom my nie. Ons entoesiasme en opgewondenheid en dankbaarheid oor ons verlossing het vervlou. Is jy regtig nog so opgewonde oor wat Jesus vir jou gedoen het? Of is jy so gewoond aan die idee dat dit nie meer saak maak nie? Baie Christene het gemaksigtig en lui geraak. Baie Christene het gestagneer in hulle geloof. Hulle groei nie meer nie. Hulle dink die dag as ek belydenis van geloof afgelê het, dan is alles gedoen wat gedoen moet word. Nou sit ek agteroor en ek wil bedien word en dis nie waaroor dit gaan nie. Ons is nie hier om bedien te word nie, maar om te dien. Ons besef nie meer en waardeer nie die waarde van die prys wat vir ons betaal is nie. Baie Christene het ongehoorsaam geraak. Ons doen nie wat die Bybel vir ons sê nie. Ons voer nie God se opdrag uit om die boodskap van Jesus, 'n verlossing, oral te versprei nie. En wat is die gevolg? Kerke wat taamlik leeg is. Die afgelope aantal jaar, en veral sedert COVID, het alle mense wat hulself voorheen as Christene beskryf het,
in hulle verhouding met God gestagneer. Hulle het al hoe stadiger in hulle geloof begin groei. Op party plekke het hulle geloof selfs dood gegaan. Weet u wat skokkend is, dat in Amerika op hierdie oomblik is daar talle van die makrogemeentes wat besig is om toe te maak, omdat mense skielik ophou kerk toe gaan het. Daar is verskillende redes daarvoor, maar ek hoor byvoorbeeld, Joel Osteen het seker 3 dienste op 'n Sondag gehad, wat elkeen 16,000 mense gehad het, 16,000 maal 3. Nou is daar nie eers 1/3 van een erediens se bywoning in die verlede wat dit bywoon. Op ander plekke dieselfde. Skielik het mense net besluit, dit is nie meer vir my nie. Dit gaan sleg met die Christelike kerk. Jesus het gewaarsku dat daar in die laaste dae 'n geweldige afvalligheid gaan voorkom, en ons sien dit op hierdie stadium waarin ons lewe. En wat sê dit? Die koms van Jesus is dalk glad nie so baie ver as wat ons dink nie. Hoekom is daar afvalligheid van geloof? Nie omdat God hom van ons onttrek het en hom eenkant hou nie. Nie omdat hy nie meer in ons belangstel, nie meer vir ons omgee nie. Nie omdat die Heilige Gees nie meer met krag in ons lewe werk om dit te verander nie. Nee, ons kan nie die fout by God gaan soek nie, ons moet dit by onsself soek. Ons het ons respek en eerbied vir God verloor. Geloof is soos 'n plant wat gereeld water moet kry. Anders verlep dit en gaan dit dood. 'n Gestagneerde geloof beteken dat jy van 'n deelnemer verander het in 'n toeskouer. Laat die ander die werk doen, ek sal kyk en ek sal hier van die kant af kritiseer en sê, ja, maar julle kon dit so of so gedoen het. Ek is eintlik slimmer, ek weet beter. Maar self doen jy niks nie. Jy wil nie deelneem nie, want dit is te veel moeite. Jy wil vermaak en bedien word, en dis nie waarvoor die kerk daar is om mense te vermaak nie. Ons is nie hier om 'n konsert te hou nie. Ons is hier om die aandag op God te vestig. Mense wil gevoer word. En die krag wat hulle uit die voedsel kry, wil hulle ook nie gebruik nie. Jy het 'n gemakstoel Christen geword. En baie is vinnig om te kritiseer, maar doen niks om by te dra tot die oplossing nie. Jakobus sê, as iemand se geloof so is, dan is dit dood. Dit beteken niks nie. Jesus het vir jou gekom. Maar ons het so besig geraak met ons eie lewe, ons eie belange, al die bekommernisse daar buitekant, dat ons vir Jesus eenkant begin skuif het, so stelselmatig geleidelik, totdat hy uit ons lewe uitgeskuif is. Hoe lyk jou lewe? Getuig dit van 'n lewende verhouding met Jesus Christus? Of aan die ander kant, bewys dit dalk dat daar nie werklik 'n ware verhouding, 'n lewende verhouding met Jesus Christus is nie. Die manier waarop jy lewe is 'n getuienis vir Jesus of teen Jesus, maar daar's nie 'n middeweg nie. Dis dan ontsettend belangrik dat elkeen van ons sal kyk na die manier waarop ons lewe. Toets jouself. Kom jy kerk toe uit gewoonte? Omdat pa en ma my so groot gemaak het en goeie mense gaan kerk toe? Kom jy omdat jy dalk eensaam voel en 'n bietjie wil wegkom uit die woonstel of die huis waar jy alleen bly? Dat jy so 'n bietjie tussen ander mense vir 'n oomblik wil wees? Maar sonder dat daar enige besondere eise aan jou gestel word? Of aan die ander kant, kom jy omdat jy die behoefte het om God te aanbid, om God te eer, om in sy teenwoordigheid te kan wees, om meer van hom te leer, sodat jy beter toegerus sal wees vir die lewe daar buite en die frustrasies wat op jou pad kan kom. Wat doen jy om God te dien? Dink jy die Here is tevrede met jou lewe as gelowige? Dink jy spandeer genoeg tyd met die Here
'n vinnige skietgebed in die oggend en dalk in die aand. En die res van die week is ek so besig, daar's nie tyd nie. Hoeveel keer op 'n dag eet jy? Die meeste mense eet seker 3 etes as hulle kan. Hoe lank gaan jy sonder geestelike kos aan die lewe bly? As jy skielik vir 'n week of 'n paar weke op 'n kos eet, hoe lank gaan dit met jou goed gaan? Met hoeveel mense het jy die afgelope jaar die evangelie gedeel? Hoeveel mense het by die gemeente begin inskakel omdat jy moeite gedoen het om vir hulle te gaan sê, man, kom saam met my kerk toe. Ek wil met jou deel. Is jy 'n aktiewe gelowige, een wat vrug dra? Of is jy 'n toeskouer? 'n Baie groot probleem waarvoor ons te stane kom, is dat talle mense wat hulle self as Christene beskryf, sommer aanvaar alles is reg, want ek gaan dan so af en toe kerk toe. Maar eendag gaan hulle voor Jesus staan en hy gaan rekenskap van hulle lewe vra. En hy sê reguit vir party gaan ek sê, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie. Hoe weet jy, hy ken jou? Slegs deur tyd met hom te spandeer. Jesus waarsku die gemeente. Ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het, bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Jesus het dit nodig gevind om 'n gemeente aan te spreek omdat hulle liefde, hulle ywer en entoesiasme vir die Here vervlou het. Miskien het hulle so besig geraak met die alledaagse dinge van die lewe daar buitekant, dat hulle God net so bietjie op sy begin skuif het. Het kan ook wees dat hulle so besig geraak het met die dinge van God, dat hulle die God van die dinge uitgesluit het. Ons moet Jesus se waarskuwing op elkeen van ons toepas. So ja, die uitdaging is groot. Ek moet kyk nie na dit wat ek alles vir God kan doen nie, maar eerstens na wat het hy vir my gedoen? En wat doen hy steeds vir my? Hy het sy seun vir my gegee. Wat in my lewe kan daarteen opweeg? Niks nie. Ek kan nie daardie offer van Jesus ewenaar nie. Maar die minste wat ek kan doen is om te sê, Here, hier is ek so sleg as wat ek is. Ek gee my lewe vir U. Ek wil aan U behoort. Ek wil hê U moet vir my seën, U moet my God wees, U moet vir my lei. En dan in nederigheid en in dankbaarheid begin ons voluit vir die Here lewe. Jesus het gesê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. My lewe, jou lewe, elkeen van ons se lewe moet 'n getuienis wees, waar ons nie die aandag op onsself vestig nie, maar op Jesus Christus en die werk wat hy vir ons kom doen het, die offer, God se wonderlike liefde. En dan gaan ons God se genade en seëninge oor ervaar. Ons moet ons liefde vir die Here opskerp. Dat ons weer met entoesiasme voluit kan gaan vir die Here. Hoe intens is jy op soek na God se goedkeuring vir jou lewe? Is dit jou begeerte dat God die Vader tevrede moet wees met jou lewe? Met wat jy die afgelope jaar, die afgelope week, die afgelope paar dae gedoen het? Dan sal jy versigtiger optree. 'n Groeiende geloof gaan oor tot aksie. Dit gaan oor tot dade, tot getuienis, tot deel jou geloof met ander mense, tot naaste liefde
om te sê, hier is iemand wat 'n nood het, kan ek dalk 'n verskil maak vir daardie persoon? Kan ek hom of haar verwys na iemand wat kan help as ek dit nie self kan doen nie? Ons het 'n taak om 'n lig vir die wêreld te wees. Ons liggie het al hoe dowwer begin skyn. Sou hierdie gemeente met eens nie meer bestaan nie, wie in Wonderbloem Suid of in die Moot gaan die gemeente mis en sê, ai, ons is so jammer, daai gemeente is nie meer daar nie. Wat 'n verskil maak ons in die lewe van ander hier? Ons taak as gelowiges is om sout vir die aarde te wees, om 'n impak te maak. Ons taak as gelowiges is om so suurdeeg te werk, ongesiens wat brood laat rys. Maar brood sonder suurdeeg is nie altyd lekker nie. Ons het verjaar die voorreg om die 80ste bestaanjaar van hierdie gemeente te vier. Vir 80 jaar het God die gemeente geseën en gelei, en ons wil glo dat hy in die toekoms ons net so gaan seën en lei. Maar ons moet kyk na die manier waarop ons betrokke is en die manier waarop ons hom dien en aanbid. Kom ons maak dit 'n jaar waarin ons God kan eer. Ons maak dit 'n jaar waarin ons geestelik kan groei. Ons maak dit 'n jaar waar ons met erns die opdragte van Jesus gaan uitvoer, om uit te reik om mense vir sy koninkryk te wen. Maak erns in jou verhouding met Jesus, met God. En ons sal sy seëninge op 'n oorvloedige wyse ervaar. Ons gemeente kan weer groei en ons kan meer word. In Atlanta het die een gemeente van Andy Stanley, hy het 'n behoefte gesien in 'n nuwe woongebied wat geskep is. En hy het pamflette uitgestuur, en mense uitgenooi, wie sal belangstel dat ons 'n geestelike kerkie stig? En hulle het op 'n parkeerterrein van 'n winkelsentrum bymekaar gekom op 'n Saterdag, want hulle het nie 'n lokaal gehad nie. En hy het vir hulle gesê, kom ons begin en ons stig 'n gemeente en ons begin om die Here te dien. Maar hy het 'n paar voorwaardes gestel. Jy moet 'n wedergebore kind van God wees. Jy moet beloof om getrou die eredienste by te woon. Jy moet beloof om by die Bybelstudies in te skakel dat jy geestelik kan groei. Jy moet 'n dankoffer gee want die gemeente moet in stand gehou word. En jy moet elke week iemand uitnooi om saam met jou kerk toe te kom. Met daai 5 beginsels het daardie gemeente in 8 jaar gegroei van 0 lidmate na 36,000 lidmate. 'n Paar mense wat begin het om erns te maak met die opdragte van die Here. Van 0 mense na 38,000 plus mense. Hulle het 6 kerkgeboue gebou op verskillende plekke, hulle noem dit kampusse. En elke Sondag is 'n erediens vol. En 'n paar jaar terug het ek geweet, was die getal kinders wat Sondagskool bygewoon het, 18,000 op 'n oggend. Mense, sal dit nie wonderlik wees as die Here het ons die krag gegee, het ons die vermoë gegee, ons moet net begin doen en dinge kan verander. Ons doen dit nie vir onsself nie, ons doen dit vir God. En dis ons manier om dankbaarheid te wys vir die offer van Jesus vir my aan die kruis. Om voluit vir God te lewe, wat my verlossing het om duur gekos. So kom ons aanvaar die opdrag en die uitdaging in die naam van die Jesus en in die krag van God. Ek lees vir u die belofte in Jeremia 29 en daarmee sluit ek af. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting.
Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan na my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal my ontmoet, sê die Here. Ek sal julle terugbring uit die ballingskap uit die swaar kry. Wat sê God? Ek weet wat ek vir julle beplan. Ek het 'n wonderlike plan en doel met julle. Voorspoed en nie teëspoed nie. Daar wag 'n wonderlike toekoms vir julle. Mag die Here ons in hierdie jaar dan so seën dat ons ook as gemeente 'n verskil gaan begin maak hier in die Moot. Weet jy, as elke gesin minstens een persoon hierdie jaar uitnooi om saam te begin kerk toe kom, dan kan ons gemeente se getalle verdubbel. Kom ons maak 'n punt daarvan om mense uit te nooi dat ons die Here eer.